ons sit net so, dan gaan ons saam bid. Here, ons het so pas hier die pragtige lied gesing, oh what a wonderful, wonderful day, day I will never forget. En as ons terugdink, Here, aan ons redding, aan die dag toe U ons ontmoet het, dan sien ons, Here, 'n pad wat U met ons gestap het, tot op daardie oomblik waar ons besef het hoe vuil en verdorwe ons werklik voor U is. En ons dankie, Here, dat die hemel deel van ons siele geword het, die dag toe U ons uit genade kom red het. En die begeerte van my hart is, dat ons nou voortaan sal lewe, met daardie een begeerte, om Christus en hom as gekruisigde, nommer 1 in ons lewens te maak, en dan ook uit te sien na daardie dag van ontmoeting, waar ons U in U heerlikheid sal sien, net soos U is. Baie dankie dat ons U kan vertrou ook vir vanaand se aandediens, dat U spreker en hoorder op 'n baie besondere manier naby sal wees, dat U dit vir ons maklik sal maak om te luister, en vir hulle wat ingeskakel is, op Facebook en op Webwoord, ag Here, dat U ook genade sal skenk, dat hulle kan luister met die nodige aandag, en dan dat ons almal bereid sal wees, om hierdie waarheid te gaan uitleef, terwyl ons eie harte ondersoek, en vra Here, dat U ook ons sal deurgrond, en ons harte sal toets, en vir ons sal wys of daar 'n weg is van smart, en ons sal lei op U ewige weg. Baie dankie vir U getroue bystand in ons lewe, Here, dankie dat U is die wynstok en ons is die lote. Dankie dat ons die lewenssap van die hemel ontvang, en dankie dat die Gees deur die woord ons staande hou, te midde van die afval van ons tyd. En Here, ons kan U alleen daarvoor loof en prys, en wil ons vra, dat ons ook hierdie waarheid van Filippense 2:12 en 13 sal uitleef, waar U vir ons sê, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk, om so wil, sowel as om te werk na sy welbehae. Help vir ons om hierdie waarhede te koester, ter harte te neem, uit te leef, sodat U, Here, in alles en deur alles verheerlik kan word. Seën ons samesyn, en ons gee eer aan U, want Here, hierdie hele erediens en alles wat gebeur, van die voorsang tot die slotgebed, gaan oor U, want Here, soos ons gesing het, majesteit, glansryke heerlikheid, aan U, o Koning, wil ons die hulde kom bewys. Amen. Ek nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak, by Psalm 14, Psalm 14, daar is nog net 146 of 136 om te gaan, so is daarom nie baie nie. As jy die Sondag tel, dan behoort ons klaar te wees voor ek op pensioen gaan. So staan vas, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, né? Nou, hierdie was vir my 'n baie besondere psalm, die opskrif daar, goddeloosheid van die mens. Nou, as jy so 'n bietjie deur die Bybel al gewerk het, sal jy agterkom dat die apostel Paulus baie van Psalm 14 gebruik in Romeine, waar hy dan praat oor die sondigheid van die mens, daar in Romeine 3, en die verdorwenheid van ons harte, en dat niemand na God vra nie, en dat niemand God soek nie. Dis 'n geweldige stelling wat die Bybel maak, want jy sien, die meeste mense reken dat hulle tog so ietsie goed in hulle self het, en daar is tog so ietsie in hulle self wat na God sal soek, en dan kom Psalm 14 en later ook Romeine 3 en verskeie ander gedeeltes, om vir ons te wys dat ons diep verdorwe is, en dat ons eintlik altyd soek na selfvervulling, en na hierdie boosheid wat hierdie wêreld ons kan bied, en soos een prediker dit onlangs gesê het in 'n boodskap wat ek geluister het, mense is baie gesteld op die vrye wil van die mens. Nou wil ek u gou vra, sê vir my, is u gebore met 'n vrye wil? Jou wil is gebonde aan sonde, van die dag dat jy gebore is. So jou wil sal jou altyd lei, soos jou vader die duiwel in jou hart dit werk. Daarom selfs die goeie wat mense wil, sê die Bybel, dit doen hulle nie. En daarom het ons wedergeboorte nodig, 'n geboorte van bo, sodat God ons wil aan sy wil kan onderwerp, sodat ons dan die wil van God ten uitvoer kan bring. Niemand word neutraal gebore nie. Jy word gebore as 'n kind van die duiwel, en ons wil dit nie hoor nie. Ek het onlangs met mense gepraat, dis een van die grootste dinge wat die westerse mens haat, wanneer jy vir hom sê, hy is 'n kind van die duiwel gebore. Maar die Bybel maak die duidelike onderskeid. En as ons kyk hier na hierdie goddeloosheid van die mens, dan sien ons dat die mens van geboorte af met hierdie wil gebore word,
om te rebelleer teenoor God, te sondig teenoor God, om die juk van God te probeer breek en sy eie lewe te leef. En soos een prediker gesê, die tema van die hel, die tema lied van die hel sal eendag wees, I did it my way. En my way is nie altyd God se weg nie. En daarom moet ons vanaand bietjie kyk na die gedagte, vriende, van is jy dalk 'n ateïs en nie eers bewus daarvan nie. Nou, dit was vir my 'n baie interessante studie en ek dank die Here, terwyl ek die navorsingswerk gedoen het en vir die Here gevra het, hoe sal ek hierdie Psalm aan die gemeente oordra en dit struktureer op 'n manier dat hulle sal verstaan. Glo ek die Here het vir my wysheid gegee en ek verhoop en vertrou u sal verstaan die gedagte wat ek vanaand wil deurgee, maar bo alles dat God verheerlik sal word in die oordra van sy woord, in die verstaan daarvan en ook in die uitleef daarvan. Vir die musiekleier 'n Psalm van Dawid. Die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik maak hulle hul dade. Daar is niemand wat goed doen nie. Die Here het uit die hemel neergesien op die mense kinders om te sien of daar iemand verstandig is. Iemand wat na God vra. Hulle het almal afgewyk. Tesaam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, ook nie, een nie. Het al die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie? Die wat my volk opeet asof hulle brood eet? Hulle roep die Here nie aan nie. Daaruit skrik hulle oorweldig, want God is by die regverdige geslag. Die raad van die elendige, julle kan dit tot skande maak. Waarlik die Here is sy toevlug. Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom. As die Here die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees. Ek wil vanaand met u praat as teks van oordenking daar uit Psalm 14 vers 1 oor die gedagte, 'n Psalm van Dawid, die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. En die tema dan vanaand, is jy dalk 'n ateïs en nie eers bewus daarvan nie? Is jy dalk 'n ateïs en nie eers bewus daarvan nie? Nou, geagte vriende, liewe broers en susters, so tyd gelede het ek in 'n artikel of in 'n tydskrif 'n artikel gelees. Nou, hulle sê dis 'n Christelike tydskrif en ek wil nie regtig met hulle stry nie, maar baie van die artikels in hierdie tydskrif is dinge waarmee jy nie kan saamstem nie. Maar in hierdie tydskrif was daar 'n artikel wat my nogal aangegryp het. En dit was so 'n halfblad artikel en dit het gehandel oor 'n man wat die staat gedagvaar het omdat hy 'n vakansiedag vir ateïste wou gehad het. Hierdie man het dan ook die staat gedagvaar en het voor die hof verskyn en die saak is aangehoor en die pleidooi wat gelewer is deur die ateïste prokureur om 'n vakansiedag te gee vir ateïste. Hulle vertel in hierdie artikel, of het regtig gebeur het, weet ek nie, maar die landdros in hierdie saak het die saak aangehoor en die saak uitgegooi. En toe hierdie prokureur al verbaas vir hom vra, nou, hoekom gooi jy net die saak uit? Toe sê hy, man, daar is al reeds 'n vakansiedag vir ateïste. En toe die prokureur nou vra, nou, waar en wanneer is hierdie vakansiedag? Het die landdros hom geantwoord en gesê, 1 April is die nasionale dag vir ateïste, want die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie, en 1 April staan bekend as April Fool's Day. The fool says in his heart, there is no God. Nou, dit is bietjie humoristies, maar as ons mooi daaraan dink, vriende, dan besef ons die tendens van ons tyd. Daar is al hoe meer stemme wat opgaan, wat vir ons sê, waarom moet ons net Christelike vakansie daar hou? Kan ons nie maar ook ander vakansie daar instel, om ander gelowe te akkommodeer, en selfs ateïste wat sê, dat hulle eintlik mense is wat ontken, dat daar 'n God is, en vir hulle self 'n God geskep het nie. Nou, baie interessant, as jy in die oorspronklike taal gaan kyk, en selfs in die Engelse Bybel, die King James, sal jy sien dat daar kursief gedrukte woorde in hierdie vers verskyn. En hierdie kursief gedrukte woorde is maar om die sin vir ons makliker leesbaar te maak. Eindelik staan daar in Psalm 14, die dwaas sê in sy hart, geen God.
Dis eintlik in die oorspronklike taal wat daar staan. Nie, daar is geen God nie, maar geen God. Met ander woorde, die dwaas sê in sy hart, ons soek nie God nie. Ons soek nie een wat bo ons is, wat groter as ons is, wat vir ons sê wat om te doen nie. Daarom die gedagte, die dwaas sê in sy hart, geen God. Ek het bietjie na die woordjie dwaas gaan kyk, en so bietjie ondersoek gaan instel oor hierdie woordjie wat gebruik word. En vriende, baie interessant, die woordjie dwaas is nie om die oningeligte of ongeleerde mens te beskryf, soos die woord vandag vir ons wil weergee of deurgee nie. U sien, die dwaas volgens die Bybel is nie iemand wat ongeleerd, ongeletterd, nie skoolgaande of iemand wat daar miskien uit donker Afrika uitkom nie. Die dwaas is nie iemand wat stupid goed doen, verskoon die Afrikaanse uitdrukking, in ons oë nie. Baie interessant is dat die woordjie dwaas baie duidelik vir ons dui op een wat moreel en geestelik pervers en korrup is en met die ware God van die Bybel niks te doen wil hê nie. Volg asseblief saam. Die dwaas is die een wat sy lewe wil leef losstaande van die een wat hom of haar geskape het. Verder, die dwaas is die een wat sonder God wil lewe, wat die duisternis verkies bo die lig, die een wat sy God gegewe asem en tyd gebruik om te lewe met die lese, I will do it my way. Daarom verstaan u waarom ek nogal met die tema begin het, is jy dalk 'n ateïs en nie eers bewus daarvan nie, want as ons na die definisie gaan kyk van 'n dwaas, dan is 'n dwaas nie die ongeletterde of ongeleerde persoon nie, maar juist die een wat sê, ek wil geen God in my lewe hê nie, ek wil God vir myself wees. En ek het hier op my notas dit geplaas, dis nogal 'n scary gedagte, jammer vir die Afrikaans. Die vraag is, waarom is dit 'n scary gedagte? Want hoor gou, baie mense wat met die mond bely hulle is Christene, is eintlik praktiserende ateïste, omdat hulle hulle lewe inrig sonder om God redder, koning en heerser van hulle lewe te maak. Luister, hulle kies om los te lewe van die woord van God. Hulle lewe, tyd, geld, liggaam, voorregte, gawes en dies meer word vir self en nie tot eer van die Here gebruik nie. Daarom die vraag in ons tema, is jy dalk 'n ateïs en nie bewus daarvan nie, want as jy vanaand nog vir jouself lewe, is jy 'n ateïs in die ware sin van die woord. En nou weet ek, jy wil jy masker insluk en jy wil sê, maar luister, waarvan praat jy en het jy jou varkies verloor, want 'n ateïs is iemand wat met die mond sê, daar's geen God nie en ek soek nie God in my lewe nie. As jy vanaand so leef, is jy niks anderste as 'n ateïs nie. Jy kan miskien vir my vra, waar kom ek daaraan? Kom ek gaan vir jy 'n praktiese Bybelse voorbeeld gee van wat gebeur het daar in die tyd van die Here Jesus self. Jy onthou in die tyd van die Here Jesus was die Fariseërs en die Sadduseërs, die kerkmense. Hulle het geglo aan die God van die Bybel, die God van Abraham, Isak en Jakob. Hulle het die offers gebring. Die lammetjie was geslag, die priesterorde was daar gewees, die hoofpriester was daar gewees, die sinagoges was daar, alles het volgens plan verloop, tot Jesus op die toneel verskyn. En daar vind 'n baie interessante gesprek in Johannes 8:39 plaas. En ons lees daar, en hulle antwoord en sê vir Jesus, ons vader is Abraham. Met ander woorde, ons is kinders van God, want ons is gebore uit die geslag van Abraham, ons is kinders van die ware God van die Bybel. Jesus sê vir hulle, as julle die kinders van Abraham was, hoor nou, sou julle die werke, onderstreep dit in jou Bybel, sal jy die werke van Abraham doen. En Jesus sê vir hulle, vers 42, as God julle vader was, sou julle my lief hê. Julle sal my werke gedoen het, julle sal my lief hê, want ek het uit God uitgegaan en gekom,
Want ek het ook nie uit myself gekom nie, maar hy het my gestuur. Vers 43, vra die Here die vraag, waarom ken julle my spraak nie? Omdat julle na my woorde nie kan luister nie. En nou kom hierdie, ek wil amper sê doodslag, vers 44. Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy is 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is en die vader daarvan. Wat wil die Here vir hierdie klomp fariseërs kom sê? Presies wat Psalm 14 vir ons wil kom sê, en presies wat die deursnee Christen vandag moet hoor. Dat as jy nie God gehoorsaam en hom lief het deur sy seun Jesus Christus en vergifnis van sonde ontvang het en in 'n lewe van heiligheid leef nie, is jy niks anderste as 'n praktiserende ateïs wat sê ek wil die bande van God breek, ek wil my lewe leef soos ek wil, los my uit. Ek wil leef soos ek wil. Die meeste mense wil dit nie hoor nie. Want u sien, ons het ons verskoon met die goue middeweg. Is jy 'n Christen? Ja, ek het Christelik groot geword. Nou die dag saam met 'n man golf gespeel, en die een man vra vir die ander man, hy sê vir hom, is jy 'n Christen? Hy sê, ek is 'n nie praktiserende Christen. Ek het nogal gedink oor die terme. Nou, ek wonder as ek 'n nie praktiserende dominee is, of ek nog salaris gaan kry, en of ek nog kan doen wat die Here van my vra en die werk van die Here doen. U sien, ons het definisies in ons kop vir onsself uitgemaak, wat lynreg teen God se woord is, terwyl ons eintlik vanaand die waarheid moet hoor om te sê, en vir mekaar hierdie waarheid te deel, dat as jy vanaand die Here Jesus Christus nie Heer, Koning en Meester van jou lewe gemaak het nie, is jy niks anders as ateïs wat sê, geen God vir my nie. Ek sal God vir myself wees. Ek gee vir 'n paar praktiese voorbeelde van ateïste vandag. U almal het vir Stephen Hawkins geken, né? Dis die man wat skeef getrek was in die reistool, briljant in sy verstand. Hy was 'n teoretiese fisikus en kosmoloog, maar 'n ateïs. Hy's nie meer een nie, hoor. Want hy het God gesien. En die Bybel sê elke knie sal buig en elke tong sal bely dat die Here God is. Maar vir hom is dit te laat. In sy boosheid het hy gesterf 14 Maart 2018 en al sy slimheid is nou iets van die verlede. Die wysheid wat God hom gegee het, hy het God nie geëer daarvoor nie. En as 'n ateïs het hy gesterwe en die lewende God ontmoet en besef daar is geen kans vir ontvlugting as jy sonder hom sterf nie. Kom ek gee vir u nog 'n voorbeeld van 'n ateïs in ons tyd. Die paus van die Rooms-Katolieke Kerk. Hoekom sê ek hy's niks anders as 'n ateïs nie? Want hy staan bekend as 'n Christen. Hy's deel van die Christelike kerk, maar luister. Hy glo, leer, preek en staan vir dinge wat lynreg teen die Bybel is, terwyl enige iemand deel kan wees van hierdie sisteem. Terwyl Jesus sê, ek alleen is die weg, die waarheid en die lewe. Daar is meer as een middelaar volgens hierdie paus, terwyl hy self as verteenwoordiger van God op aarde gesien word. Wie is nog ateïste in ons tyd? Gaan maar na die deursnee teologiese skool in Suid-Afrika. Die ateïste gee skool en klas vir ons teologiese studente. Gaan luister na die deursnee teologiese skool se dosent se uitspraak. Hulle uitspraak is geen God nie. Weg moet hom. Ons moet 'n meer aanvaarbare godsdienst skep, waar ons nie net God en hom alleen heerser en heerskappy gee nie. Ons moet meer hande vat met ander. Gaan luister na hulle uitsprake, gaan lees baie van die boeke wat deesdae geskryf word, en gaan lees die artikels oor hierdie teologiese skole en die uitsprake van hierdie professore. En jy sal agterkom dat ateïste nie net mense is wat met die mond sê, daar is geen God nie, maar deur hulle lewe, deur hulle werke, en dit waarvoor hulle staan, wat hulle haat en wat hulle lief het.
Ek wil vanaand vir u sê, en ag verskoon my as dit miskien hard en kras gaan klink. Ek dink in ons eie kerk en in ons eie gemeente is daar ateïste. Mense wat sê ons soek God nie as heerser oor ons lewe nie. Ons sal nie aan hom gehoorsaam wees nie. Ons sal hom nie dien nie. Ons sal hom nie volg nie. Ons sal nie gehoorsaam wees aan sy opdragte nie. Ons sal verskoning soek om alles te werk wat hy in sy woord sê, sodat ons 'n weg vir onsself kan baan, om by die Here uit te kom, terwyl die Bybel vir ons sê, daar is 'n weg wat vir die mens reg lyk, maar die einde daarvan is weë van die dood. Nou mense wil nie graag hierdie goed hoor nie, want die meeste dink ons is op pad hemel toe, terwyl die Bybel vir ons sê, daar is min wat dit sal vind. Want wat was die definisie van ateïsme aan die begin? 'n Ateïs is nie iemand wat onnoosel is, dom is, iemand wat ongeleerd of ongeletterd is nie. Ateïs is iemand wat deur woord en deur daad en deur gedrag en deur optrede sê geen God nie. Weg moet God in my lewe. Ek wil self heerskappy voer. 3 areas wat ons vanaand vinnig gaan hanteer. Die areas in mense se lewens wat beïnvloed word deur praktiese ateïsme. Die hart, die verstand en die wil. Ek gaan dit vinnig hanteer. Dit kom in die begin van die Psalm voor. Die tweede gedagte, die grootste teiken van die ateïs. En die derde gedagte, die grootste vyand van die ateïs. En u gaan vanaand sien waarom ek sê ateïste is nie net mense wat met hulle mond sê ons glo nie daar is 'n God nie, maar mense wat deur hulle lewens God nie verheerlik nie. Die eerste gedagte dan, die areas in mense se lewens wat beïnvloed word deur ateïsme. Kom ek lees vir u. Die hart, die verstand en die wil. Psalm 14 vers 1 tot 3. Vir die musiekleier 'n psalm van Dawid. Die dwaas sê in sy hart, daar is geen God nie. Sleg, afskuwelik maak hulle hul dade. Daar is niemand wat goed doen nie. Die Here het uit die hemel neergesien op die mense kinders om te sien of daar iemand verstandig is, die verstand, wat na God vra. Hulle het almal afgewyk, te saam met hulle ontaard, daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie, met ander woorde, die wil, die uitvoering van dit wat ek elke dag doen. Kom ek verduidelik gou. U sien, die hart is die beheerkamer van die mens, wie jy in jou wese is. Nou as ek vanaand so na u kyk, het ons almal 2 oë, 2 ore, 1 neus, 1 mond, tande, of het nou joune is, of het nou 'n ander een sin is, maak nie saak nie. Jy het tande, jy het hande, jy het vingers, jy het voete. So met ander woorde, ons almal het die basiese selfde dinge. Ons samestelling is dieselfde, maar wie ons werklik is dit wat ons in ons harte is. Gerard Bekes is wie hy in sy hart en in sy wese is. Daarom as iemand my naam hoor, dan assosieer hulle my met iets. En daarom is dit belangrik dat ons sal besef, die hart is die beheerkamer van die mens. Die verstand aan die ander kant, het God ons gegee om mee te dink, en te vul met sy waarheid, sodat ons deur ons denke God kan verheerlik. So, die hart en die verstand werk saam, en ons sien ook dat hierdie verstand gegee is, sodat ons dit kan vul, of met sonde, of met die waarheid, sodat ons of God se wil sal doen, of sy wil nie sal doen nie, soos Psalm 14 dit vir ons deurgee. Baie interessant, die wil word deur die hart en die verstand beheer. Mense sê baie keer, ek vra verskoning dat ek dit nou gesê het of dit gedoen het, maar dis nie eintlik wie ek is nie. En môre en oormôre in die dag daarna sê hy presies dieselfde, want u sien wat die hart van vol is, loop die mond van oor. As ons gaan kyk, die akroniem GIGO, wat in die rekenaarwêreld gebruik word, is ook hier van toepassing. Nou GIGO staan vir garbage in, garbage out. Ek het 'n oom gehad op 'n stadium in 'n gemeente, en toe ons hom moet help met sy selfoon, toe sê hy, as daar enigiets pornografies opkom, is nie ek nie hoor, my foon het so een of ander bak gekry, en die bak is sy vinger gewees, wat gedruk het op plekke waar het nie moes gedruk het nie.
U sien garbage in, garbage out. Wat jy in jou rekenaar insit, wanneer jy kyk, gaan uitkom. En dis presies dieselfde. Waarom sê ek dat die ateïs iemand is wat nie noodwendig met die mond alleen hoef iets te sê nie, maar ook in sy lewe dit wys, is juis omdat hulle deur hulle wil en verstand beheer word, wat in rebellie teenoor God staan, en ons sien dit so prakties daar in Genesis 6 vers 5 en 6. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink het, altyd deur dit sleg was, het die Here berou dat hy die mens op aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. 'n Vraag vir u, in hierdie lekker warm kerkgebou, was almal in die tyd van Noag uitgesproke ateïste? Was almal in die tyd van Noag 'n Stephen Hawkins, wat gesê het, ek glo nie daar is 'n God nie, daar bestaan nie iets soos 'n God wat geskape het nie? Die antwoord is, nee. Daar is geen aanduiding in die Bybel dat hierdie mense uitgesproke ateïste was nie. Maar wat sê die Bybel? Al die versinsels wat hy in sy hart bedink het, was altyd deur net sleg. Met ander woorde, hier is God se opdragte, en die mens sê, I will do it my way. Nou wil ek u vra, begin u al anders te dink oor die term ateïs? Ateïs is teen God. Ateïs beteken ek breek die bande van God. Ek soek nie sy heerskappy in my lewe nie. Ek wil maak en doen met my tyd, geld, wil en alles wat die Here my gee, net wat ek wil. Daarom wil ek vir u sê, die Bybel is baie duidelik. En ek lees gou vir u die Nuwe Testamentiese weergawe van Psalm 14, Romeine 3 vers 9. Die vraag word gevra, wat dan? Het ons enige voorrang? Die antwoord, hoegenaamd nie. Want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig, dat hulle almal onder die sonde is. Soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Daar is niemand wat verstandig is nie, daar is niemand wat God soek nie. Hulle het almal afgewyk, saam met hulle ontaard. Daar is niemand wat goed doen nie, daar is selfs nie een nie. Hulle keel is 'n oop graf, met hulle tonge pleeg hulle bedrog. Die gif van adders is onder hulle lippe. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. Haastig is hulle voete om bloed te vergiet. Verwoesting en ellende is in hulle paaie, en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. Baie interessant dat die Westerse kerk hierdie gedeelte vat en sê, dis eintlik van toepassing op die Jode. Dis nie eintlik van toepassing op ons nie, want ons word van moeders knie af groot gemaak met, liewe Jesus sag en klein, maak my hartjie skoon en rein. Kom bly in my hartjie Jesus. En dan leef die kind wat vir Jesus gevra het om in sy hartjie te bly, soos 'n duiwel. En dan sterf daar die kind in sy sonde en mamma sê, ag my seentjie, toe hy 3 jaar oud was, het hy by Tannie Sari sy hartjie vir Jesus gegee. En ons is so bly die poorte van die hemel het vir hom oopgegaan, en nou is hy veilig by Jesus se sy. Hoe kan ons net nie vir onsself leuns vertel nie? Hoe die duiwel ons nie al mislei in die saak van ateïsme nie. Want u sien, ons dink, 'n ateïs is 'n Stephen Hawkins of een of ander duiwelaanbidder, terwyl ons elke dag skouers skuur met mense wat sê ons wil niks met God te doen hê nie. Ek wil vir u sê, die hartseer is dat ons 'n tyd in die kerk van die Here Jesus beleef, waar die wêreld en die kerk so versoen geraak het, dat jy amper nie meer die onderskeid kan sien tussen die regverdige en die onregverdige nie. Die weg na die hemel word vir ons so geplavei, dat daar geen stryd meer vir ons is nie. Daar is geen opoffering wat ons hoef te maak nie. En soos die Bybel sê, ons het nie nodig om ons kruis op te neem en die Here meer te volg nie. Daarom wil ek vir u sê, vriende, dat ateïsme beïnvloed die totale menswees, en ons kan dit prakties sien in ons daaglikse lewe. Die tweede gedagte, die grootste teiken van die ateïs. Dit was my 'n baie interessante studie gewees,
toe ek dit raak gesien het, die grootste teken van die ateïs. En ek lees vir u vers 4 en vers 5. Het al die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie? Die wat my volk opeet asof hulle brood eet? Hulle roep die Here nie aan nie, daar het skrik hulle oorweldig, want God is by die regverdige geslag. U sien, ateïsme beïnvloed nie net ons hele lewe, ons hart, verstand en wil nie, maar u sien, ateïsme maak ons vyhandig teenoor 'n paar sake en 'n paar persone. Kom ek lees vir u. Die eerste ene, en die eerste en die grootste teken van die ateïs is die Here self. Die ateïs sê, waar is God? Wys hom vir my. Die een wat sê hy's 'n Christen, maar deur sy lewe in sonde leef, sê, die Here gaan nie vir my sê wat ek moet doen en wanneer ek wat moet doen nie, ek is mens in my eie wese. Die volk Israel is die teken van die ateïs. Gaan kyk maar hoe die volk Israel deur baie mense verkleineer word. Hoe hulle uitgemaak word as 'n volk wat klomp moeilikheidmakers is. Hulle probeer die bande breek en sê, luister, hierdie volk het geen bestaansreg meer nie, terwyl God se woord 'n besondere plek, volgens Psalm 14 en baie ander gedeeltes in die Bybel, vir sy volk het. 'n ander teken vir die ateïs is die kerk en kinders van God hier op aarde. Kyk maar watter haat daar is teenoor die kerk van die Here Jesus. En 'n ander vyand vir die ateïs is die woord en die evangelie wat sondaars vrymaak. En kom ek verduidelik dit vir u net so bietjie beter, dat u kan verstaan. U sien, waarom teken die ateïs die Here, sy kerk en sy volk en die evangelie? Eenvoudig, omdat die Here van ons alles eis. U sien, daar is nie plek vir twee op die troon in my lewe nie. Die Here eis alleen heerskappy, en as jy die heerskappy van die Here in jou lewe nie wil aanvaar nie, is jy niks anders as 'n ateïs wat sê, geen God vir my nie, ek is God vir myself. Kom ek lees vir u. Matteus 10 vers 37. Die vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie, en die seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie, en wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor, en wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Ek sê vir Ethel, en ons praat baie keer daaroor, in die jare wat ek in die bediening is, het ek die praktiserende ateïste by die dosyne al gesien. Hulle klink soos volg. In die eerste plek, het altyd 'n opinie te lewer oor die prediking, oor die kerk en oor die samestelling van die kerk. Dis hulle wat, wanneer daar iets in hulle lewe gebeur, vir God kwaad is. Wie gee God die reg om hierdie een uit my familie weg te vat, deur die dood? Ek het nie gevra daarvoor nie, en ek is nie reg daarvoor nie. Wie dink God, wie is hy? Dit word deur Christene gevra. Daar word in kerklike artikels geskryf, die prosesse waardeur jy gaan wanneer jy deur God teleurgestel word. En die proses is in die eerste plek om kwaad te wees vir die Here. Ek wil vir jou sê, as jy vanaand so 'n tipe idee het van die Here, dan moet jy miskien gaan 'n ondersoek instel in jou hart of jy werklik aan die Here behoort. Want luister, jy kan nie vader of moeder, of broer of suster, of enige iets bo God liefhet nie. Sê ek daardeur dat daar nie hartseer is, wanneer die dood of stryd of probleme of siekte oor 'n mens se pad kom nie? Dis verseker nie wat ek sê nie. Maar die ware kind van die Here hanteer dit op 'n Bybels verantwoordbare manier. En die Bybelse Christen vind troos in die Here self, terwyl die een wat in sy hart 'n rebel teenoor God is, dit in die tyd van storms en stryd sal wys, dat hy nie regtig aan die Here behoort nie. Die vraag, waarom teken die ateïs die Here, sy kerk, sy volk en die evangelie? U sien, die kerk is God se herald om uit te roep teen die goddeloosheid van ons tyd. Die deursnee kerk wil nie meer hoor dat mense sondaars is nie. Stem jy saam?
Die meeste Christene wil nie hoor dat dit reg is en dat verkeerd is nie. Ek het onlangs 'n artikel gelees van 'n jong man wat saam met my seun op skool was en hy het nou uit die kas geklim. Ek het nooit geweet hy het in die kas vasgesit nie, maar hy is nou uit die kas uit uiteindelik en hy het die grootste arrogansie wanneer hy praat oor sy gay wees en sy Christen wees. En jy sien, dit is maar niks anderste as die woorde van 'n praktiserende ateïs, wat dink hy's op pad hemel toe, maar hy's eintlik op pad hel toe nie. Die kerk van die Here Jesus kan nie hande vat. En in hierdie laat uur voor die koms van die Here 'n soetsappige evangelie aanbied, waar ons vir mense sê, luister, daar is hemel, daar is hel, en dan is daar die goue middeweg, wat ons vir onsself gebaan het nie. Waarom teiken hulle God se volk? U sien, die Joodse nasie is God se volk, en wag op die vervulling van sy beloftes, soos in die woord opgeskrywe. Daarom kan iemand gaan kyk na baie van hierdie instellings, soos die British Israel, of wat ons vandag in ons land het, die mense wat sê dat hulle die afstammelinge van die volk Israel is, wat baie duidelik vir jou sê dat die Jode in Israel tans niks anderste is as 'n vervloekte nasie en 'n vervloekte volk nie, en dat God eintlik sy volk oor die wêreld versprei het, waarvan die blankes die groter deel uitmaak, en dat hulle eendag by God sal wees. Ons eie land en ons eie regering haat God se volk. Gaan luister na die uitsprake. Waarom is dit so? Want God het 'n belofte gemaak aan sy volk, wat hy in vervulling gaan bring, en waar hy op die troon van Dawid sal regeer, soos ons later sal sien ook uit die boek en uit die reeks Openbaring. Handelinge 7:54 sien ons hoe die Joodse leiers die man Stefanus, wat die waarheid aangaande Jesus verkondig het, hoe hulle op hulle tande teen hom geknars het. En die Bybel sê vir ons, hulle het met 'n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop en soos een man op hom aangestorm. En hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig. En die getuienis het hulle klere neergelê by die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. As jy nou so 'n bietjie van Dr. Willie Maree se boeke lees, sal u agterkom, en ek was by van sy toesprake gewees, dat hy in sy eie kerk vervolg was, en dat hulle geweier het om sy boeke te druk, omdat hy uitsprake gelewer het teen sondige praktyke, wat in sy kerk begin plaasvind het. Waarom sal jy vervolg word in die plek wat kerk genoem word, waar Jesus koning en heerser moet wees? Eenvoudig omdat die meeste kerke se struktuur bestaan uit mense wat God haat. Mense wat op hulle eie manier probeer om 'n lewe te leef wat goed doen aan ander, maar wat nie Christus nommer 1 in hulle lewe wil maak nie. Ek wil u met hierdie skokkende vers laat, voor ons by die laaste punt kom. Romeine 14 vers 7 en 8, dis die twee verse wat ek in Calvin so tyd terug gememoriseer het. Daar staan, want niemand van ons leef vir homself nie. En niemand sterf vir homself nie. Want as ons leef, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterf, sterf ons tot eer van die Here, of ons dan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. As jy dit nie vanaand kan sê nie, is jy niks anderste as 'n ateïs nie. As iemand wat in rebellie teenoor God opstaan, wat sy seun gegee het, om aan die kruis jou sonde te dra nie, dan is jy maar net deel van die Joodse volk, wat gesê het in die tyd van die Here Jesus, weg moet hom, kruisig hom, laat sy bloed op ons en op ons kinders kom. Is dit 'n harde boodskap? Is dit 'n boodskap wat miskien vanaand ongepas is? Ek dink nie so nie. Ek dink die tyd van kerkspeel is verby. Die tyd van die draadsitters is verby. Dis nodig om vir mense te sê, wat die Here nie nommer 1 in hulle lewe wil maak nie, dat jy is niks anders as ateïs, as 'n dwaas, wat in sy hart sê, geen God nie. So met ander woorde, wat se areas beïnvloed ateïsme? Ons verstand, wil en ons hart. En ons het baie duidelik vanaand ook gesien, die ateïs is gerig, sy teiken is die kerk van die Here Jesus, die Here, die volk, en dan ook die evangelie van die Here Jesus Christus. Maar ek sluit vanaand af
met die belangrikste saak. Die grootste vyand van die ateïs. En wie sal vir my kan sê, wie is die grootste vyand van die ateïs? Kom ek lees vir u. Vers 5, daaruit skrik hulle oorweldig, want God is by die regverdige geslag. Die raad van die elendige, julle kan dit tot skande maak, waarlik, die Here is sy toevlug. Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom, as die Here die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees. Luister vriende, ek sê dit vanaand vir u, baie duidelik, dat die God van die Bybel, die ateïs se grootste vyand is. Want u sien in die eerste plek, sê God in sy woord, hier is my weg, wandel daarop. En as jy nie daarop wil wandel nie, is God nie jou vriend nie, hy is jou vyand. Hy is die een wat jou sal oordeel, en hy is die een voor wie jy sal staan, om rekenskap te gee van jou lewe. Daarom kom Dawid in Psalm 14, vers 5 tot 7, en hy sê, luister, al word die kind van God nou verdruk, al is daar stryd en al lyk dit of die ongeredde, die volk Israel verteer en opeet, soos 'n mens brood opeet, en al lyk dit of die kerk van die Here Jesus van alle kante af stryd beleef, hou moed, daar is 'n God in die hemel, wat sy aangesig teen die ateïs rig, om hom te oordeel op die regte tyd. Daarom sê die Bybel vir ons daar in Handelinge 17 vers 23 tot 31. En die kan vir my sê wat gebeur in Handelinge 17. Paulus kom in hierdie stad waar al die afgodsbeelde staan. En daar staan 'n tipe van 'n pilaar wat die Bybel vir ons sê aan die onbekende God behoort. Ek lees vir u vers 23 van Handelinge 17. Want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het, het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is aan 'n onbekende God. Hom dan wat julle vereer sonder hom te ken, verkondig ek aan julle. Wie is hy? Hy is die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Hy wat die Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur mense hande gedien, asof hy aan iets behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. En hy het uit een bloed al die nasies van die mensdom gemaak, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en grense en hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek. OK, of hulle hom miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie, want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. Met ander woorde, eenvoudig Paulus sê vir hulle, luister, God het julle geskape, God het my geskape. Die doel waarom hy ons geskape het, wit, swart, geel, groen, oranje, hy het ons geskape met die doel om hom te soek, en om te vind, en om te dien. Vers 29, as ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen, die beeldwerk van menslike kuns en uitvindings gelyk is nie. Met ander woorde, Paulus sê vir hulle, luister, julle het nog al die tyd 'n God van julle eie maaksel gedien. Iets wat julle voortgebring het, iets wat julle gedink het, waarlik God is. Maar ek wil vir julle vandag sê, God het die tye van onkunde oorgesien. En verkondig nou aan alle mense oral, dat hulle hul moet bekeer, met ander woorde tot inkeer kom, weg van hulle self, weg van afgodediens, weg van die begeerlikheid van die wêreld, na hierdie God, vers 31, omdat hy 'n dag bepaal het, waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man, wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode op te wek. Waarom haat die ateïs God? En waarom is God die grootste vyand van die ateïs? Want die ateïs weet in sy hart en in sy siel en in sy wese, God gaan hom oordeel. Daarom is mense so bang vir die dood. Daarom is mense met alle mag en mening besig om te veg om net 'n dag of 2 of 3 langer te lewe. Want ons almal weet in ons wese, of ons nou 'n uitgesproke ateïs is en of wat deur ons lewenswandel wys,
weet ons daar gaan 'n dag van oordeel aanbreek, waar ons voor die God op wie se aarde ons bly rekenskap gaan gee, en ons hou nie daarvan nie. Ek wil vanaand hierdie boodskap afsluit deur vir u te sê, vriende, ons het vanaand gekyk na, is jy dalk 'n ateïs en jy weet nie daarvan nie. Ek wil vanaand vir jou sê, miskien het jy nog nooit so daaroor gedink nie. Maar as jy vanaand Jesus nie Heer, Koning en Meester van jou lewe gemaak het nie, en jy leef vanaand nog vir jouself, is jy niks anderste as 'n ateïs nie. Is jy niks anderste as 'n dwaas wat sê, geen God vir my nie, ek wil God vir myself wees. Ek wil vanaand vir jou sê, as die Here nie vanaand jou redder en lewe is nie, is hy jou vyand en jy 'n vyand van hom, en hy gaan van jou rekenskap eis. Daarom pleit ek Handelinge 3:19 vanaand, kom dan tot inkeer en bekeer jou, sodat julle sondes uitgewis kan word, en tye van verkoeking van die aangesig van die Here mag kom. Uit Psalm 14 het ek een ding geleer die week, dat daar baie in daardie dag sal wees wat sê, Here, Here, het ons nie in u naam sekere wonders gedoen, in u naam geprofeteer nie. En die Here sal sê, gaan weg. Ek het jou nooit geken nie. Jy's of vanaand 'n kind van God, of jy's vanaand 'n ateïs. Iemand wat sê, geen God vir my nie. Mag die Here genade gee dat ons hierdie waarheid sal verstaan, en dat ons nie in ons dwaasheid sal voortgaan nie, maar ons sal bekeer en die Here sal dien. Kom ons bid saam. Here, dit is eintlik 'n geweldige saak om daaroor te dink. Dat ons as mens deur ons definisies die woordjie ateïsme gekoppel het aan hulle wat met die mond bely, daar is nie 'n God nie. Terwyl die Bybel vir ons sê dat die dwaas in sy hart sê daar is geen God nie, en die res van die Psalm beskryf hulle werke wat teen God gerig is, en vir eie gewin en vir eie plesier. En dis maar hoe die meeste mense leef, soos ateïste, soos mense wat sê ons soek God nie in ons lewe nie. O Here, ek bid dat u genadig en barmhartig sal wees. Harte en lewens sal verander, sondaars sal red, en ons sal bring by die punt waar ons u, die ware God van die Bybel, die Skepper, ook deur Christus ons redder sal maak, en dat die Gees sal regeer in ons hart en lewe, en dat ons Romeine 14 vers 7 en 8 'n waarheid in ons lewe sal maak, of ons dan lewe of ons dan sterwe, ons behoort aan Christus Jesus. Gee vir ons genade, gee vir ons wysheid en insig om te verstaan wat u woord wil sê, en maak ons gewillig om te luister tot eer van u naam. Amen.